Hartlike goeiemôre, vandag is 'n nuwe dag, weer eens geskape deur Abba Vader, nee, die 27ste Augustus, die jaar 2026. My naam is Daniel Gerben, ons weer die voorreg en die eer om uit God se woord te kan lees. En vandag praat ons so 'n bietjie oor geregverdig, nee, ons is geneig om onsself so 'n bietjie te regverdig. Nou ek lees hierdie gedeelte vanoggend en ek wil dit graag vir julle lees, is daar in Johannes 8. Vanaf verse 11 en dit gaan oor die owerspelige vrou. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer en die skrifgeleerders en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom: Meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy opgerig en vir hulle gesê: Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien nie behalwe die vrou, sê hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. En toe ek nou hierdie gedeelte lees, toe kom dit so by my op, dat dit is wat ons as mens doen. Ons is so gou om iemand te sê, jy is op pad hel toe. Hoekom? Want jy rook, en jy drink, en jy hoereer, want jy pleeg egbreek, en jy is op pad hel toe. Daar's nie vir jou vergifnis nie, jy's klaar, jy's weg. En ons vergeet eintlik dat daar's ander sondes, ek sou nie sê erger is nie, maar daar's ander sondes wat jou letterlik ook uit die hel gaan uithou. En dis hoogmoed. Want baie mense dink ek is tog beter as jy, nee, ek staan beter, ek sing beter, ek lyk beter en my taal is beter en so hoogmoed. En dan kry jy mense wat dink, maar as hy net iets praat van ander mense, hy vergeet dat skinder gaan jou ook uit die hemel uithou. Dit is baie duidelik, God se woord sê dit. En as jy lieg, jy mag nie lieg nie. En hoeveel mense lieg nie, sommer net omdat lieg is nie. En elke ene dink dat, ag wat jy weet wat, my sonde is nie so erg nie. Ten minste rook ek nie en ek drink nie en ek hoereer nie. So ek is okay. En dan pleeg jy moord. Partykeer pleeg jy moord met jou tong teenoor jou geliefdes, maar dit is nie okay, dit is fyn, daar is nie 'n probleem nie. Maar ons moet baie versigtig wees hoe ons iemand anderste wil oordeel, nee, ons wil judge, ons is so gemaklik om dit te doen, om vir iemand te sê, jy's op pad hel toe, daar's nie vir jou 'n plek om weer reg te kom nie. En ek lees hierdie gedeelte ook van die gelykenis van die fariseer en die tollenaar, nee, en dit is daarso in Lukas 18, hier vanaf verse 9. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulself vertrou, dat hulle regverdig is en die ander verag. Hierdie gelykenis vertel: 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid, en die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, dat ek nie soos die rowers, die onregverdiges, die egbreekers of ook soos hierdie tollenaar is nie, dat ons regverdig onsself. En al wat hierdie man gedoen het, die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. So, wie dink jy die Here se gebed hier verhoor? Die Here sê daar in vers 14, ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat hom verneder, sal verhoog word. My boetie en sissa, moenie dink, omdat jou sonde net 'n bietjie anders is as 'n ander ou se sonde, hy's op pad hel toe en hy's op pad hemel toe nie. Kom ons maak seker, ons is in die wil van God. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie
vir die woord, Here. Ons bid en vra dat U met ons sal wees, Here, dat U vir ons sal wys, Here, waar ons dalk dink ons sonde is nie so bad nie. Here, maar dat ons nie sonde in ons lewe sal hê nie, dat ons geregverdig sal staan voor U en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie donderdag en onthou, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, né? Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.